die moeilike ding van my hartjie, is om die realiteit van goed te dink ek raak te sien. En dis baie maklik, liewe vriende, op hierdie stadium Christen al dan nie moedeloos te word. Maar om die goede te sien en om die goede te aan te spreek, sonder om in 'n rebellie te gaan en half Christenskap op daai manier skade te doen, maar om ook nie net saam te spoel met die stroompie nie, want dan moet goed gedoen word. Ek glo absoluut dat deel van ons Christelike mandaat, is die mooie woord, klink my, is nie net om 'n Christen te wees in jou persoonlike lewe en in jou verhouding met God nie, maar is om 'n invloed om jou te wees, natuurlik. En die invloed stop nie net by jou huis nie. Jou invloed behoort gevoel te word waar jou kinders skool gaan, waar jy werk, en in die land wat jy bly, dink ek. Radio Nuwe Lied. Klets, kuier, luister en leer in Afrikaans. Jou Christelike lewenswyse radiostasie. Klets met Corneille. Gesels saam oor alles. En nog wat. Goeiedag, liewe vriende. Baie welkom by Klets met Corneille. Ek is Corneille en ek nooi jou uit om vandag saam met my te klets. Ons gaan praat oor 'n paar lekker sake. Jy word uitgenooi om saam met my te klets. Dat sien jy dat hierdie 'n pot gooi is, gaan jy nou nie kan met my praat direk nou nie, terwyl ons opneem nie, maar jy is welkom om jou opinies en vrae en dinge te stuur aan my per WhatsApp of per Telegram na 062 336 5330, of as jy die nommertjies wil bietjie anders te skommel, 062 336 5330. Stuur asseblief vir ons jou opinies en vrae en dinge wat jy voel jy wil sê na daai nommer toe. Moenie bel nie, dis nie 'n antwoordtelefoon nie, dit is 'n Telegram en WhatsApp nommer. Sien uit na jou boodskap. So vandag het ek 'n paar kategorieë grofweg wat ek wil inpraat. En kom ons begin met die eerste ene. Ons praat oor kerklike sake. En dis 'n baie grove stelling, want dis dinge wat in kerke gebeur, maar nie eintlik deel van kerk is op 'n manier nie, en julle sal nou verstaan waaroor dit gaan. Ek wil my opinie gee oor 'n saak wat baie redelik in die nuus is op hierdie stadium, die afgelope ruk al, en dis nie nuut nie, dis net baie in die nuus die afgelope 2-3 jaar, voel dit vir my. En dit is die ding van Christelike leiers wat val gewoonlik met seksuele sonde. En 'n paar groot name net van die afgelope ruk, en ek dog toe dis, jy weet, soos in 2-3 jaar terug, dis al 5 jaar gelede dat Ravi Zacharias oorlede is. Hy is in 2020 oorlede. En die man was een van my gunsteling apologete. En dit is my 'n ongelooflike, jy kan dit nie glo nie, toe die nuus uitkom van die dinge wat hy agter die skermpies gedoen het, en klink vir my nog steeds in by betrokke was tot met sy einde nie. Ander voorbeelde van na hom was, ek noem vir julle die eerste die grootes, want dis mense wat 'n redelike invloed op my gehad het, mense wat ek gevolg het. Ravi Zacharias was 'n baie groot aanhanger van sy bediening gewees, baie na sy goede gekyk. Ek het groot aanklank gevind by sy manier van apologie, want dit was nie die aggressiewe van manier van dinge doen nie. Baie sagsprekend, baie duidelik uiteengelê. Dit was my 'n baie aangename, wil ek amper sy manier van apologie doen. Dan die ander ene wat my wêreldjie geruk het, omdat ek ook 'n groot aanhanger was Robert Morris van Gateway Gemeente. En ook groot skok. Nou oor Morris moet 'n mens meer as net om noem, in die sin van sover ek weet van die omstandighede, en net terloops, ek gaan nie elke storie uitmekaar uittrek en vir jou die goede op die skermpie wys van
jy weet, dis wat die mense sê, en hier is die video, en kyk wat het hy hier gesê, en hier is hier die koerantberig. Ek gaan nie daai hele ding doen, dis nie die punt van hierdie gesprek nie. Die rede kom ek net praat oor 'n bietjie meer detail is, en veral oor, die was nog steeds daarbij betrokke, toe hulle, kom ons noem het nou maar, uitgevang is, of ontbloot is, en of was dit iets wat ver in die verlede teruggebeur het, en toen nooit weer nie. En met Robert Morris lyk dit of dit die geval was. Ek het nie die storie ook nou tot op die einde in diepte gevolg nie, maar dit klink vir my, asof die groot gemors daar is, dit het gebeur 30 jaar, sê maar gelede, en intussentyd was daar nog nie weer so iets nie. Klink vir my. En dit maak het bietjie anders as die ander, en dit maak dit vir gesprekke moontlik, wat ek in die gang het nou, in die sin van, hoe hanteer 'n mens dit, hoe hanteer die kerk dit veral, die kerkwêreld waarna hulle betrokke is. En wat sê ons as liggaam van Christus daaroor, hoe beskerm ons die kerk, en dan natuurlik die mense wat die verkeerde kant van die storie staan, die, wat is victims in Afrikaans? Ek kan nie vandag dink nie. Daai mense, hoe beskerm mense, dat hulle nie teikens word van mense wat misbruik nie, en manipuleer, wat natuurlik die groot ding agter die misbruik is die manipulasie daarvan. So ons gaan bietjie nou daar verder praat, net nog 'n voorbeeld wat nou, soos in 'n week of 2 oud is vir my net so 'n groot teleurstelling seker, en dis die ding van Michael Tait, wat jy, as jy van hou van sulke soort musiek sal ken, hy was die deel van DC Talk, uit my studente daar uit, of net daarna, kort net daarna, maar baie bekend Christelike band, en die laaste paar jaar ook hoofsanger van Newsboys, van wie ek baie gehou het, en nog steeds van hou seker. Maar dis natuurlik die ander gesprek, wat doen jy nou met die sake, nou dat jy weet, wat jy nie geweet het nie. En met Michael Tait is die probleem, dis dinge wat lang terug begin gebeur het, maar ek weet nie of dit al geëindig het nie. Die stories wat uitkom en die mense wat nou praat daaroor, vertel van wanneer dit gebeur het, en ek dink die onlangste een wat ek van weet is 2014 rond die gevalle, maar ek weet nie of dit geëindig het nie. Daar's dinge wat aanhou uitkom nog, natuurlik ook nou soos die mense begin praat daaroor. En die interessantheid van Michael is, hy het nie enig iets nog ontken nie. Hy het om die waarheid te sê uitgekom uit sy eie verklarings, mediaverklarings om te sê, ek erken hierdie, en met hom is dit regtig, dis 'n hele bondel van vrottigheid, verder, of meer as net die ding van uit iewers, 'n persoon mee 'n intieme verhouding gehad, wat saam met hom in die kerk was, of 'n minderjarige wat erg was, soos met Robert Morris se geval. Met hom is die ding van, daar is dwelms betrokke, wat ek dink nou moontlik nog aan die gang is, ek is nie seker nie, hy praat nie daaroor sover ek weet nie, maar dit het saamgegaan met 'n hele klomp vrot ding van wat hulle noem grooming, van hoe hy mense voorberei om hulle te kan misbruik. Baie hartseer storie. En met hom vermoed ek, dis totale vermoede, want hier is natuurlik als my eie opinies, is dat met hom is 'n deel van sy teologie van wat halfpad reg is, en die ding van God vergewe ongetwyfeld die grootste sondes. Daar is nie eers 'n saak daaroor nie. Dis ongetwyfeld die waarheid. Die vraag met hierdie dinge is, en ek dink die vraag is nie eers vir my noodwendig, is die ou 'n Christen wat aanhou met sulke goed nie, want of jy aanhou met seksuele sonde, of jy aanhou met alkoholisme, of jy aanhou met ietsie, maar jy beklei daarteen, is nog vir my nooit die ding nie. Ek sal hulle nou 'n prentjie van heiligmaking in my kop gee, van wat dit beteken in praktyk. Maar die ding wat ek absoluut mee saamstem is, dat al hierdie persone wat oor gepraat is, en ek dink dit sal val onder die koepel dan van kerkdissipline, moes op maniere gehanteer gewees het, wat sou maak, dat hierdie mense nie soveel sou kon doen van wat hulle gedoen het nie, en die nodige hulp sou kry, om uit daai patrone uit te kom, soos met enige iemand anderste. Die probleem vir al hierdie mense, is natuurlik dat hulle bekend is, en dit kleer die hele storie heeltemal anderste.
Want almal van ons en almal van hulle sê dit half as 'n verskoning, maar almal het sonde en dit is absoluut die waarheid. Almal sukkel met iets, groter of kleiner. Die een is net jy is meer sigbaar want jy is 'n publieke figuur, jy is 'n groot kerkleier. Jy het nie 'n klein gemeentetjie iewers op 'n platteland met 50 mense waar jy ewe droog maak en mense jou net uitvang. Nee, jy sit met miljoene mense wat na jou kyk op internet, saam met jou baie groot gemeente of jou groot band of wat dit ook al is. En as so iets dan gebeur, is die impak daarvan net so groot. Dis nie groter in konteks van ons Christendom nie, dis nie 'n groter sonde nie, dis net 'n bekende persoon wat die goeie uitwys. En ek dink die groot hoeha gaan oor die wêreld wat dit sien en dan vir die Christene sê, maar kyk, julle sê en kyk wat doen julle. En vir daai is daar ongelukkig nie 'n slim antwoord nie. Die antwoord is ja. Mense, Christene is nie sondevrye mense nie. Dis mense wat vergewe is. En die wêreld word nie verdeel tussen goeie en slegte mense nie. Dit word verdeel tussen ken jy God en volg jy hom of doen jy nie? En in die proses van volg hom kan jy nog steeds droog maak, grootskaals droog maak. Ek sit baie keer en dink, as Dawid vandag gelewe het in die tyd van internet, kan jy jouself voorstel, want om iemand raak te sien, jy is klaar groot leier, om iemand raak te sien, die moord te beplan, uit te voer, die vrou te kry, kinders te hê, en aan te gaan daarmee, totdat 'n profeet vir jou kom sê, hoorie, jy maak droog, en dan te sê, ek is so jammer, en regtig berou te hê, daai proses is 'n ding, en hy het nie opgehou om die koning te gewees het, hy het natuurlik die gevolge daarvan gedra vir die res van sy lewe, dis nie vry van daai ding nie, jy dra altyd die gevolge van wat jy aanvang, maar die ding is, hy was nie meer nie die koning nie, dis wat hierdie sake moeilik maak, vriende, en my opinie oor die ding, wat ek saam met die meeste mense net stem is, daar moes uit die mense wat om hulle was, wat ongetwyfeld geweet het, die meeste sondes van daai aard gebeur nie in so 'n vakuum dat niemand weet nie, gewoonlik nie. Daar is seker gevalle waar dit gebeur, maar die meeste van die tyd is daar mense wat sit met die ding van, ons het 'n organisasie of 'n kerk wat so groot is en wat so groot impak het. As hierdie ding sou uitkom, maak dit seer aan die kerk. En dit doen altyd. En hulle probeer daai ding beskerm, dink ek. En die probleem, so ek verstaan dit emosioneel half uit daai oogpunt uit, maar die probleem is, die Bybel het vir ons riglyne oor kerkdissipline. En dissipline gaan nie oor straf nie. Dissipline gaan oor reg help en die spasie bied om reg te kom. As jy dink aan met jou kind, ek hoop in geval so, dissipline van jou kind is nie 'n ding van jy straf hom nie. Dit is straf op 'n manier van, ek het gesê dit en jy het nie, so hier's die gevolge van jou oortredinge. So op daai manier kan mens 'n straf noem, maar dis nie 'n straf van, jy was verkeerd en nou gaan ek jou verwoes nie. Dis nie daai ding nie. Kerkdissipline is veronderstel om te sê, en as progressie, die Bybel sê, jy gaan praat met 'n broer as jy sien hy val, om hom te probeer reghelp. En dan vat jy dalk iemand saam as dit nodig is. En dan gaan praat jy eers met ander mense om dit. En daarna is daar drastiese stappe. Daai ding gebeur baie moeilik in moderne kerkwêreld, of dit nou 'n groot of 'n klein gemeente is. En as ek wil net 'n praktiese voorbeeld kan noem van plekke waar ons in ons lewe al was, waar ons nie in leierskap eers was. Ons was net daar as deel van mense wat na die kerk toe gaan. En ons het met leierskap gaan praat oor goede wat ons gesien en ervaar het, en ek sit dit eendag en ek kyk na die mense op die verhoog en ek besef, van waar ek staan, nie uit 'n oordeel oogpunt nie, maar uit 'n ding van, as ek verstaan wat die Bybel sê, hoort nie een van die mense wat op die verhoog is, op die verhoog te wees op hierdie stadium nie. Dis mense wat geskei is, dis mense wat saam bly wat nie getrou is nie, 'n paar sulke dinge. En is almal mense wat ek ken, daar's vriende van my daar. En ek besef net hierdie is nie reg nie. En dit gaan nie oor straf hulle oor wat hulle verkeerd gedoen het, haal hulle van die verhoog af nie. Dit gaan oor, daar's iets verkeerd uit die Bybelse oogpunt van wat 'n Christelike leier behoort te wees, of 'n diaken of 'n ouderling of wat ook al. In my kop is dit half, as jy voor wil staan in die kerk,
gaan nie oor sondevry nie. Dit gaan nie oor sondevry nie, want niemand is nie. Dit gaan oor, hier's iets op hierdie stadium in jou lewe, wat obviously stikkend is. Dis hoekom jy deur 'n egskeiding is, dis hoekom jy nie kan tot trou kom met die nuwe vrou, of die nuwe man wat jy nou in jou lewe het nie. Vat tyd, en ons is hier om te help. Hoekom is hierdie so? Kan ons help? Hoe kan ons help? Wat doen ons? Hoe kry ons jou by genesing uit? Sodat jy kan die regte ding doen. As jy gehou het van mors met minderjariges, of jy het een of ander so ding, groot probleme, groot hulp nodig. Jy kan nie nou op die verhoog staan nie. Dis nie jou tyd vir daai nie. En veral sulke dinge wat so ekstreem soos dit is, van pedofilie, is 'n baie moeilike ding of so 'n persoon weer ooit in bediening moet wees. En ek het min antwoorde op al hierdie sake. Hierdie is bloot my gedagtes om dit en hoe om hierdie dinge te verhoed. En ek dink kerkdissipline, noem dit nou maar dit in daai konteks. Die ding van jy sien iets is verkeerd en jy gaan praat met iemand, dit behoort 'n baie meer algemene ding te wees, want dit gaan nie oor straf nie, dit gaan oor liefde. Soos wat jy jou kind uit liefde uit straf, dissiplineer, omdat jy wil hê, hy moet op die regte pad wees, die regte dinge doen, dieselfde manier wil jy mense in die liggaam van Christus wat jy kan sien droog maak. In 'n beskermde omgewing, dis hoekom jy begin met 1 tot 1, vat iemand saam, daai hele proses wat die Bybel baie mooi beskryf. As jy dit so doen, sal daar baie minder, dink ek, sulke dinge wees. En dan as daar mense is wat teen al die goede nog steeds, dan is daar groter gevolge natuurlik. So, daar is my 3 sent julle oor die storie van die Christelike leiers wat aan die droogmaak is op groot skaal en wat dan ongelukkig, of gelukkig wil ek amper sê, uitgevang word, ongelukkig ten koste van die beeld van Christendom en die kerkwêreld. Maar ek dink is 'n baie goeie ding op 'n manier dat die goede uitkom. Deel van wat ek glo profeties is dat die Here aan die skoonmaak is aan sy kerk en dat sulke dinge uitkom. Ek weet as jy op internet byvoorbeeld gaan kyk op WhatsApp, lyk dit oorwegend of sulke dinge kom uit die groot moderne kerkwêreld uit. Ek kan jou wet, dis nie net daar nie. Ek kan jou wet, dis ook in die tradisionele kerkie iewers op 'n platlandjie wat nie handjies klap in 'n rookmasjien het nie. Dis orals. Dit kan ek noem dit altyd the human condition. Dis waar dit is. Daai kerke is bloot, dis die ouens wat nou voor is, dis die ouens met die groot mediaspanne, met die groot shows, met die groot ouens wat en deel van die gevaar van daai ding, ek het nie 'n beginselprobleem teen enige van daai goed noodwendig nie. Ek het nie 'n probleem teen bedieninge wat honderde miljoene rande maak en gebruik en whatever hulle doen daarmee nie. Ek het 'n probleem teen 'n ou wat 100 miljoen rand en 'n 10.000 rand 'n maand is, verkeerd gebruik. En of jy 'n groot of 'n klein kerk het, dit maak geen verskil aan die goede wat gebeur daarso nie. En nie hoef te gebeur nie. Maar daai goed kom uit hoofsaaklik in die groot kerke en ek dink is 'n goeie ding. Ek dink net jy moet jouself vaskyk en dink van dis net daai groot, dis daai soort kerke nie, want dis nie net daai soort nie. Dis die meer opsigtelike plekke en die skade wat net natuurlik uitkom is baie groter. Maar that being said, daar is iets te sê van die versigtigheid wat jy moet hê as jy in 'n groot bediening betrokke is of 'n groot persoonlikheid word. Die ding van jy word 'n superster op 'n manier. En weer eens, dis 'n moeilike ding om te sê dis verkeerd, want jy is op 'n manier nie verantwoordelik vir die hoeveelheid mense wat jou volg nie en wat na jou opkyk vir raad nie, en jy kan 'n baie nugter, vas in die Here, nederige dienaar wees en nog steeds honderde miljoene mense hê wat aanklank vind by jou bediening en daarbey baat vind en dit wil deel wees daarvan, en dit kan 'n ding raak van jou ego wat iewers oorgeklim word. So ek dink net dis 'n ding vir groter bedieninge wat meer die superster ding kan word om versigtig te wees. Die val van sulke mense, of dit nou Christen of nie is nie, klink vir my is, 'n mens dink altyd, daar's 'n baie groot verleiding aan iemand wat na jou opkyk as, jou op die troontjie gesit het.
dis nie jou skuld dat jy het die patroontjie gaan klim nie. Mense sit jou daar. Maar dit kan 'n probleem raak. Dink as ek nou voor te kyk. Net sommer toevallig, ek het toe gewonder, wat jy hoor baie keer van hierdie en hierdie persone en die Royce Report wat uitgekom het. Wie is die Royce van die Royce Report? Want daar's my te veel kanale op YouTube wat na die kerk kyk en net afskiet. En ek het 'n redelike probleem met die meeste van hulle. Daar's 'n verskil by tussen dit en behoorlike joernalisme, van waar mense gaan die hele ding ondersoek, soos wat goeie journalistiek behoort te gedoen het, en al die feite kry en die dokumente kry en die hele ding mooi aanbied. En die Royce Report is my een van daai's. Julie Royce is die persoon agter dit, en sy is 'n veteraan joernalis wat kom uit radioprogramme voor sy begin met die Royce Report, en wat by ander plekke in media was, en toe self die plek waar sy voor gewerk het, oor berig het in haar eie report, die Royce Report, en toe het hulle natuurlik laat gaan, dat sy nou teen hulle gepraat het. Maar as jy op haar webwerf gaan kyk, sy is die groot een wat in Christelike wêreld baie van die dinge uitbring. Baie van die sake by betrokke is, en sit 'n hele span wat saam met haar werk, wat regspersoneel en mediese personeel en goede is. So, dis 'n redelike gewigtige saakie wat al in die gang het, Julie Royce, The Royce Report. So, as jy wil gaan net lees oor van die dinge wat uitkom, want ek meen, die paar name wat ek genoem het, was die mense wat my skokke was, en dis mense wat half ek by aanklank gevind het, maar daar's klomp mense van, as jy dink aan Bill Hybels en Carl Lenz en Brian Houston en Tony Evans, en van die groot TV-kanale, Daystar en Liberty University, wat die hele film gemaak gekry het oor wat se goede daar in die gang was met die eienaars en die leierskap. Ek dink ek gaan volstaan hierso, dis genoeg van een dag. So, dis nie ek wil die gesprek amper eindig met my konklusie hiervan is nie, hulle is Christene, almal van ons struikel, aanvaar het so nie. Ek dink behoort daar werklike stappe te wees, maar ek wil ook saam met dit sê, as jy as 'n Christen daarna kyk en dink, Christelike leiers, groot kerke, vat hulle net weg vir altyd en altyd. Ek is nie so oortuig van al die goed noodwendig nie. In die geval van iemand soos Robert Morris, wat 30 jaar terug iets gedoen het, wat berou daaroor gehad het, moes dit op daai stadium anders hanteer gewees het, glo ek absoluut. Die punt is, hoe lang tyd het jy nodig om 'n lewe te lewe wat reg lyk, die regte dinge nou doen, voordat jy maar weer mag? Verstaan jy? Ek meen, as jy deur 'n egskeiding gegaan het, hoe lank voor jy weer mag trou en 'n leier in 'n kerk mag wees? En daar's natuurlik verskillende opinies oor die goeie maatjies, so asseblief geduld met mekaar en verdra mekaar. Want mense het opinies. Daar's ek dink kom ons doen eers 'n stukkie advertensie. En dan Soos met 'n goeie film is musiek die mees belangrike faktor wat die atmosfeer van jou troudag sal bepaal. Dit maak of breek. Van die oomblik wat jou gaste opdaag totdat die dansvloer sluit, sal Music for Weddings sorg dat jou persoonlike liefdesverhaal die perfekte lewende of opgeneemde klankbaan het. Vind meer uit by musicforweddings.co.za. Hulle het pakkette beskikbaar vir elke smaak en begroting. Bespreek SA se heel beste troumusiekverskaffer. Welkom terug, Klets met Corneille. Jy mag asseblief saam klets, jy mag jou opinies en jou vrae stuur. Jy hoef nie net die telefoon te gebruik nie, die WhatsApp en Telegram nie, jy kan ook vir ons 'n e-posjie aanstuur as jy wil na radio by radionuwelied.com. Jy kan dit ook doen as jy wil. Natuurlik, jy kan gaan, as jy hierdie video gekry het op wat 'n platform het ook al is, 'n videoplatform soos YouTube of Odyssey, jy mag ook na die radio webwerf toe gaan, as jy nie besef, daar is so 'n ding nie, radionuwelied.com, en daar sal jy 'n heel verskeidenheid programme vind, liewe vriende, wat jy nou kan gaan kyk, en onderhoude, en mooi goed, en saaklike goed, en net lekker goed.
Volgende wil ek praat oor ons meneer die president. En weer eens, het gaan nie in diepte ding wees nie, ek gaan vir die videoetjies wys nie, ek gaan net noem oor 'n paar goede en dan ook vir jou 'n stuk inligting op die webwerf plaas, wat jy kan na gaan kyk. Uit die Christelike oogpunt is die ding van ons land, die moeilike ding, van my hartjie, is om die realiteit van goed te dink ek raak te sien. En dis baie maklik, liewe vriende, op hierdie stadium Christen al dan nie om moedeloos te word. Maar om die goede te sien en om die goede te aan te spreek, sonder om in 'n rebellie te gaan en half Christenskap op daai manier skade te doen, maar om ook nie net saam te spoel met die stroompie nie, want dan moet goede gedoen word. Ek glo absoluut dat deel van ons Christelike mandaat, is die mooie woord, klink my, is nie net om 'n Christen te wees in jou persoonlike lewe en in jou verhouding met God nie, maar is om 'n invloed om jou te wees, natuurlik. En die invloed stop nie net by jou huis nie. Jou invloed behoort gevoel te word waar jou kinders skool gaan, waar jy werk, en in die land wat jy bly, dink ek. So op watter manier het ook al gebeur, dit gaan verskillend vir verskillende mense wees. Maar almal van ons bly in hierdie land, almal van ons sien wat aan die gang is en voel dit, en ons land het 'n baie moeiliker probleem, dink ek, as baie ander plekke om te praat daaroor. En dis die ding van, as jy iets sien van iemand kan nie sy werk doen, jy sien, jy kan nie jou werk doen, jy kan asseblief iemand die inkry wat sy werk kan doen, dan is die heel eerste ding waarna gespring word, rasisme, as jy wit is. En deel van die probleem van die land is ons regering se ongelooflike klomp wette wat ras gebaseer is, wat nie so hoort te wees nie. Dis amper soos met die COVID ding, hulle het vir ons gevang met 'n foefie. Hulle het vir ons gesê, geef vir ons 2 weke dat ons kan voorberei, te word dit 'n ding. En die ding van regstellende aksie, van wat ek verstaan was, kom ons stel gou 'n paar dinge in plek. Dit het nooit in plek gekom in die eerste plek nie, en dit gaan nooit ophou nie. Want dit is die grondslag waarop gesteel en gevat en iets verskriklik word. Ek onthou, toe ek jonger was, het ek baie keer gedink oor die gesegde van die ou syp so baie, hy syp 'n plaas onder hom uit. Toe dink ek, dis 'n oulike gesegde. Toe ontmoet ek fisies mense, boere, wat so baie drink, dat hulle 'n plaas onder hulle uitsyp. En natuurlik is daar mense wat besighede, en ek dink ons landse regering is op so 'n plek. Of nie net die regering nie, hulle en al hulle maatjies in groot besigheid, of in belangrike posisies, wat hulle 'n land op sy knieë leeg gesteel het. Dit klink soos dis onmoontlik. 'n Plaas is net te waardevol om dit weg te syp. Nee, dit kan gebeur. En ons land vir my is op 'n plek van, dis onmoontlik dat mense 'n land kan steel tot op sy knieë. Nee, dit is heel moontlik. En dit, ek dink, het gebeur in 'n groot mate. Of hy totaal op sy knieë is ek nie oortuig nie, en ek weet nie of dit nie 'n goeie ding is nie. Want een van my teorieë is, die sistemiese vrot is so diep, dat dit help nie eers jy sê, kom ons dank 'n paar mense in prominente poste af nie. Dit is so diep gesetel in die hele storie, wil ek amper sê, dat in my kop met die hele storie in mekaar val. En verskriklik soos wat dit is, ek het 'n vriend wat gesê het, dis soos iemand wat probeer keer as jy naars om nie op te gooi nie. Iewers, jy moet opgooi om te kan beter voel. En dit voel vir my op 'n manier is ons land op so 'n plek. Die goede moet of reg, of om totaal in mekaar val. Daar moet niks oorbly nie, wat hulle kan verder steel of verwoes nie. En laat die mense net 'n streep kan trek, want die mense trek nog nie 'n streep nie. En dis 'n baie moeilike ding. Ek het altyd gewonder, hoe gebeur dit? Dat jy vir 'n party kan stem. Ek verstaan dat die meeste mense in die land gestem het vir die ANC in die begin. Dit was hulle manier van vrykom, kom ons noem dit nou maar dit. En ek verstaan dit. Nou sit ons 10 jaar later, beloftes niks gebeur nie. 20 jaar later, beloftes niks gebeur nie. 30 jaar later, nie net gebeur niks nie. Alles wat bestaan het, is in mekaar en bestaan nie meer nie.
En daar is niks wat lyk of dit vorentoe gaan nie. Nie op enige manier en op enige platform, geen manier is daar iets wat vorentoe gaan in die land uit daai oogpunt nie. Wanneer hou mense op stem vir die lot? En ek kon nooit verstaan nie, en op 'n stadium het ek net, was ons by 'n funksie, 'n korporatiewe funksie wat ons gedoen het, en ek ontmoet toe die dag, omdat daar so 'n klomp hooggeplaaste mense was, is ek toe 'n deel van 'n gesprek waar 'n klomp ouer swart man staan, en iemand vra vir een van die mense, hoekom doen julle dit? En die swart persoon sê toe net, dis ons baba. Ons het hierdie baba groot gemaak, wat hy nou is. Dis ons verantwoordelikheid om hierdie baba, kom ons noem dit maar gesond te kry. Ek kan nie onthou presies wat sy woorde was nie, maar iets in daai lyn. En vir die eerste maal het ek ten minstens verstaan. Ek dink nie, dit tel nie, ek verstaan minstens net. 'n Klomp mense sit en dink, jene, hierdie was ons mense, kom ons probeer die ding, dis amper soos jy by die kerk wat droog maak, kom ons moet die ding reg maak. Iewers moet jy sê, hierdie is nie regmaakbaar nie, ons het jou kanse gegee, ons het gepraat, ons het gesoebat, ons het gedinge, en dit wil nie. Nou, die probleem, hoekom het nie vir my lyk asof dinge wil omdraai, voordat heeltemal mekaar val nie, is, ons liewe president se, ek wil amper sê, ontkenning van alles wat amper voor die hand liggend is, wil ek sê. Ek meen, jy hoef nie diep te grawe in statistiek van enige aard, of dit ekonomies, of die ding van plaasmoorde is nie, die statistiek is net so oorweldigend, liewe vriende. En elke keer as hy hom gevra word oor goede, is alwaartoe hy kan teruggryp, is die ou bedeling, die rasisme wat moet aangespreek word. En dis hoekom ek graag vir jou hierdie dokument wil plaas, op die webwerf, so jy gaan die skakels jy kan kry op die program, sodat jy net kan gaan ook die hele dokument lees. Dis 'n hele lywige storie van omtrent 70 bladsye, dis hoekom ek dit nie vir jou hier so gaan voorhou nie. Wat opgestel is deur Jeanette Bridges, wat bekend is oor 2 redes, haar politieke uitsprake op sosiale media, en ook natuurlik dogter van 'n baie bekende sanger, Bless Bridges. Nou sy het 'n redelike deeglike ding gedoen met hierdie ding, en net vir jou gaan al die statistiek trek uit die onlangste 2025 verslae van die regering self, en 'n paar organisasies wat met sulke dinge werk, die Institute for Racial Relations en al sulke tipe van organisasies, en jy sal in geval die bronne lys op die einde sien van die dokument, maar baie eintlik net al die statistiek vir jou, en die 142 dink ek wette wat bestaan in ons land wat rasgebaseer is. En om te sê dis rasgebaseer is ook so. Dit maak nie saak wat se ras jy is nie, solank jy net swart is. En hierdie is nie 'n ding teen swart mense in die lewe, maatjies. Ek het in my hartjie nog nooit 'n probleem met swart mense gehad nie, net soos ek nie 'n probleem met wit mense gehad het nie, met geel mense gehad het nie, met geen kleur, of 'n geur, of wat jy dit ook al wil oorgooi. Ek het nie 'n probleem met enige van die goed nog ooit gehad en ek het nie nou nie. My probleem, en wat ek, hier is net 'n persoonlike, amper wil ek sê, 'n belydenis, veel is iets anderste, wat het moeilik maak op hierdie stadium met politiek in ons land is. Ek het my eie politieke oortuigings wat sê, 'n regering moet so klein as bitter klein wees, en oor omtrent 3 sake pa staan, en die res moet hulle nie van wees nie. En daar is baie min partye wat staan vir daai ding. Uit 'n politiese oogpunt kan ek amper nie sien hoe die ding moet verander word om daar te kom nie. Want die eerste plek gaan jy die grondwet moet verander om sulke goede te ontbind, amper laat partypolitiek nie meer die dinge so hoe dinge gebeur nie. As jy nou vir 'n party moet stem, ek weet nie eers hoe nie, want die partye wat ek dink die moeite werd is uit my oogpunt van hoe dinge moet gebeur, is nie een van die grootes nie. Ek is nie oortuig dat hulle sal beter as hulle iets anders te doen, en dalk beter, maar dit is nog steeds nie wat ek sou wou hê nie. En in my hartjie sou die hele ding van een groot, kom ons noem dit nou maar die regenboognasie, op 'n manier 'n baie terrible term, maar aan die ander kant dis wat mense van ken. Ek sou baie graag dat al die nasies in hierdie land saam met mekaar, nie geforseer nie. Ek is teen die ding van forseer mense saam met mekaar, maar almal in een land hulle dinge doen, soos
wat almal saam dit kan doen, dink ek. Die praktiese probleem is, ek weet nie of dit al ooit enige plek op aarde in praktyk so gebeur het, met soveel diversiteit nie. Ons land is ongelooflik divers. En ek kan nie aan 'n plek op aarde dink, waar mense nie opgebreek het in kleiner groepies om het te maak werk in die realiteit nie. So dis 'n baie moeilike ding om te sê. Aan die een kant is my plan A, kom ons noem dit nou maar dit. My plan A is, dit sal fantasties wees, as die hele land en al sy mense, van allerlei soorte, kan saam iets maak werk. Dit sal ook van wat ek dink die eerste op aarde wees, wat dit so maak werk. En dis hoe ek verstaan van die klomp groepe wat sê, kom ons deel weer die storie op. En daar is makliker en moeiliker maniere om dit te doen. En vir mense wat dink, wel, dis die rassiste wat wil, kom ons noem die Afrikaner groepe wat wil wegbreek en hulle plek maak. As dat daar 'n klomp rassiste daar sal wees, ek geen twyfel oor nie. Maar daar rassiste is nou in hierdie storie ook. Hulle gaan nie minder of meer rassisties wees nie. Dis nie die ding nie. Maar wetlik is daar maniere om af te stig, net op grond van al die wette wat op die stadium rassisties is, soos in ooglopend baie duidelik op die boeke, berge daarvan. En dit kan nie so werk nie. Geen land gaan so kan werk nie. Ek dink, dis nie 'n unieke probleem in ons land nie. Ons het ongelukkig ek weet nie, ietsie, die maskot van die wêreld geword, omdat daar 'n term daarin gekoppel was van apartheid. En dis 'n baie moeilike ding daai, want ek is nie vir apartheid nie. Ek dink ook nie apartheid soos wat dit was alles wat mense daarvan sê wat sleg is nie. Dis 'n baie lang en interessante gesprek, en hopelik gaan ek mense kry om met jou te kom praat hieroor. Ek is besig om te werk daaraan. Ek wil graag vir ons net paar verskillende mense te paar verskillende oogpunte hier kry. En die radio half so oorkoepelende plek in my kop is die ding van, ek wil jy net vertel van opsies. Of dit gaan oor skole, of dit gaan oor medisyne, of dit gaan oor regerings en maniere van regeer en land by mekaar bring, en of dit gaan van 'n klomp dinge. Ons sal net vir mense sê, is jy bewus van hierdie alternatiewe? Uit 'n Christelike oogpunt dink ek hierdie is goed om na te kyk. So, daar is my storie vir daai vandag. Gaan lees asseblief die verslag daar op die webwerf, baie interessante inligting, en ons gaan later ook 'n bietjie by uitkom by net 'n praktiese ding van, uit 'n Christelike oogpunt ook net, bid vir die land. So ek gaan later op die einde van hierdie program, gaan ek saam met jou 'n stukkie daarvan ook doen. Ek dink, liewe vriende, met al hierdie gepraat, is my keel droog. Kom ons doen gou-gou advertensie. Lekker koffie word op die heel beste natuurlike metodes verbou in die hoof koffieproduserende lande in Afrika. Jy kan sommer die kwaliteit proe. Spesialis koffie van ander gebiede is ook beskikbaar. Jy kan jou bestelling plaas by huwelit.co.za. Dis beskikbaar in verskillende sterktes, as bone of gemaal, en in 3 verskillende groottes verpakking. Onthou, as dit nie sê lekker koffie nie, dan is dit nie lekker koffie nie. Welkom hierso terug by Klets met Corneille. Ek wil met jou vinnig praat oor mediese selfsorg. Een van die dinge wat ek 'n baie groot belangstelling en ook sakebelange in het. Ek is 'n baie groot voorstander van verantwoordelikheid vat vir jou eie lewe. En die voorbeelde wat ek altyd vir mense noem is, dit voel vir my, die meeste mense het 'n lewe oorgegee aan ander, uitgekontrakteer op 'n manier, veral omdat geld betrokke is. So, baie mense het hulle geestelike lewe uitgekontrakteer na hulle dominee, of hulle pastoor, of hulle priester, of wat dit ook al is toe, en ek gaan soontoe, ek gee vir jou die geldjie, sodat jy die dinge kan doen met die geldjie, en ek gaan aan met my lewe. En niks van daai is noodwendig 'n verkeerde ding natuurlik nie. Om na 'n plek toe te gaan en jou geld daar te gee en die bediening gebruik die geld om dinge mee te doen is hoe dit werk. Die gevaar daarvan is dat jy niks te doen het met bediening in praktyk nie, want jy dink, maar ek het mos geld gegee. Dis uitgekontrakteer aan iemand anderste om jou verpligting as 'n Christen te doen. Of hulle doen dit met skole, dat jy sit jou kind in 'n skool, jy betaal 'n skoolfonds, afgehandel. My kind se opvoeding is in iemand anders se beheer. En dit kan nooit wees nie. Ek is nie teen skole nie.
Ek is 'n baie groot voorstander van tuiskool. Maar ek is nie teen skole nie. Ek is teen, jy is nie betrokke by jou kind se ontwikkeling, se opvoeding, se opleiding, omdat jy dit nie self doen nie. Jy behoort altyd, onder alle omstandighede, op die heel minste, toesig te hou van wat daar gebeur en te kan reghelp as Christen. Want wat daar geleer word vir jou liewe kind by daai plekke, of dit nou deur die skoolsisteem is, wat ek nie meer alles saamstem nie, en of dit net se invloed van die mense daar is, daar's altyd goed wat jy gaan moet seker maak dat jou kinders weet hoe die paadjie lyk in 'n Christelike lewe in 'n huis. En op dieselfde manier, dink ek, het baie mense hulle fisiese gesondheid uitgekontrakteer aan ander mense. En weer eens, dit hoef nie verkeerd te wees nie, om te betaal vir medisyne, of om te betaal vir 'n kenner op wat se gebied dit ook al, 'n personal trainer as jy na 'n gym toe gaan, wat dit ook al is, hoef nie verkeerd te wees nie. Die gevaar lê daarin, dat daai ding jou nie laat verder dink nie, en op 'n manier, ek wil amper sê, op 'n manier is dit 'n moeilike issue ook net, of saak om te sê, moet dit nie doen nie, of moet dit doen nie. Ek is net bloot 'n voorstander van verantwoordelikheid vat vir alles. Die probleem is net, as jou lewe uitgekontrakteerd is, op allerlei maniere, is dit vir die meeste mense verskriklik moeilik om te dink, ek vat beheer terug vir iets. 'n Paar voorbeelde. Kom ons sê, jy besluit, jy sien kans om verantwoordelikheid te vat vir jou finansiële toekoms op 'n manier. Jy gaan self jou beleggings hanteer op hierdie manier. Wat beteken, jy gaan jouself moet oplei, en jy kan nie net besluit en dan doen jy nie. Jy gaan jouself moet oplei op 'n manier in dit, en jy gaan maar 'n verantwoordelikheid vat vir alles daarvan. As jy besluit om jouself meer verantwoordelikheid te vat vir jou lewe, beteken dit, jy gaan jouself moet inlig daaroor. En dan, as jy verantwoordelikheid vat vir iets, beteken dit, jy vat verantwoordelikheid. Dan kan jy nie meer verwag dat, maar ek het nou 'n pil gedrink, ek moet beter, dit werk, jy moet verantwoordelikheid vat, en soos wat iemand anderste wat jy so betaal na jou kyk en sê, okay, hierdie werk, kom ons probeer dit, nee, hierdie werk nie, dit werk nou anderste, wat ook al die geval mag wees, jy kan nie net hande opgooi, tou opgooi, of net aanvaar, omdat jy 'n ding doen, moet dit so werk nie. En hierdie kan ek vir jou met redelike ondervinding sê, want soos jy mag weet of nie weet nie, is ek deel van Evaluate Huis, en ons vervaardig natuurlike produkte, wat 'n ander dag se storie is, hoekom as ek 'n groot aanhangers van natuurlike produkte is, maar dit het deel van ons, dis deel van my storie oor persoonlike gesondheid, is wat ons gebruik vir onsself en ons omgewing en daai hele ding. Ek wil vandag vir jou iets spesifieks noem in daai rigting. As jy sou belangstel in verantwoordelikheid vat vir jou eie gesondheid meer, is die een groot middel wat ons op fokus en wat ons vervaardigers is van, ek gaan dit noem op sy Engelse name, want dis wat mense voorsoek en kry en debatteer oor. CDS, Chlorine Dioxide Solution. Nou natuurlik, as jy net op Google spring, tik, gaan intik, gaan jy baie uiteenlopende opinies kry, waarvan by verre die groter meerderheid teen dit gaan wees. Net soos wat, as jy op die ding ingaan en gaan intik, liewe vriende, is wat jy moet gaan doen op die interwebs. Intik, iets van Christenskap, was Jesus die seun van God, gaan jy baie opinies kry, waarvan 'n groot klomp vir jou gaan sê, is jy van jou kop af. As jy gaan sê, wat is die storie met evolusie, is dit waar of nie, gaan jy 'n paar verskillende teorieë kry. En die meeste dinge werk so. En weer eens, my werk voel ek nie, so vir jou te sê wat die regte en verkeerde opsies is nie. Dis om te sê, is jy bewus hiervan? En natuurlik, ek kan vir my eie opinie gee daaroor. Ek is by verre, byvoorbeeld nie aan die kant van die evolutieteorie nie. Ek glo goed is geskape deur 'n goeie skepper. En nie wetenskaplik of nie wetenskaplik nie, wetenskaplik glo ek dit. Dis 'n interessante ding miskien om sommer net te noem. Sien jy dat ons nou praat van mediese dinge. Mense kyk altyd of dit nou evolusie is en of dit veral medies is, na dinge en sê, maar dis wetenskaplik bewys of dis medies bewys of dit is, of is dit, die vraag is dit medies bewys of wetenskaplik bewys? En ek gaan iets sê wat dalk opspraakwekkend mag wees, maar ek dink ek is reg. En dit is,
wat is wetenskap? En wat is die punt van om te sê iets is wetenskaplik bewys of bewysbaar? Hier is my baie plat eenvoudige verduideliking van wat wetenskap is. Wetenskap is ons beste verduideliking van nou, van dit wat jy kan sien. En dit maak velde soos evolusie 'n baie moeilike veld in wetenskap op 'n manier, want ons kan dit nie sien en sê, okay, sien jy dit gebeur, kom ons laat dit weer gebeur, ons kan nie daai doen nie. So dit val op 'n manier in die veld van wetenskap, maar dit moet buite dit ook gaan, want ons kan dit nie sien gebeur deeltyd en dit beoordeel nie. Wetenskap primêr is, ons kan iets sien gebeur, wat verklaar ons, hoe kan ons verklaar wat ons sien gebeur? Dis wat wetenskap is. Ek is 'n baie groot aanhanger van wetenskap, en die eerste ding wat ek studeer het, was wetenskap. Maar wetenskap, 'n praktiese voorbeeld, kom ons sê, ons kyk en sê, hierdie lig is besonder vinnig. Iemand kom toe agter, lig is nie hierdie stilstaan dingetjie nie. Lig skyn en lig trek met 'n spoed. En die spoed van lig is hierdie. Dan praat ons van ligjare uit mekaar uit. En nou sê hulle, okay, ons kan selfs meet, so slim is ons, hoe vinnig trek hierdie lig. En ons gee 'n getal. Daai is vir nou 'n wetenskaplike feit. As iemand sê, is dit wetenskap? Wat is die wetenskaplike antwoord vir hoe vinnig lig is? En ons gebruik dit in allerlei berekeninge. Nou, kom ons sê maar, ons hou en eendag 80 jaar later, besluit iemand, hy is weer besig met 'n ding en hy meet die spoed van lig en hy sê, maar hoorie manne, wat ons nou hier kan sien is, hierdie spoed is nie dieselfde spoed as die wat ek geleer het in die teksboek nie. Intussen tyd sit jy met universiteite en dokters en ander industrieë, en ek amper sê, en velde wat ontwikkel om hierdie teorie van hoe vinnig lig trek. En nou kom hulle agter, maar lig trek nie meer op dieselfde spoed nie. Wetenskaplik is dan nou 'n nuwe getalletjie. Maar jy sit met al hierdie goede wat om die vorige getal gebou is. Nou is die vraag van, is dit wetenskaplik onkorrek nou? Verstaan jy, hierdie kan 'n gemors raak op 'n groot skaal, en ek dink dit is 'n gemors in baie velde. Kan jy dink dit is 'n sielkundige oogpunt, of 'n mediese oogpunt, dat mense sê, hierdie is wetenskap van nou. Ons het gekyk en gegrawe, dit is hoe hierdie ding werk, dit is hoe hierdie sielkunde werk, of dit is hoe hierdie chemiese middelwerk, wat het ook al is, en 'n paar jaar later kom jy agter, maar dit werk nie so nie. Nou sit jy met velde en industrie wat ontwikkel het om 'n ding, wat nou lyk of dit nie so is nie, of anderste is. Wat maak jy nou daarmee? Hoe verander jy, en dis veral in groot industrie soos die mediese, die farmaseutiese wêreld, 'n baie groot storie. Hoe sê jy vir die eienaar van daai groot stories, wat biljoene dollars groot is, manne, julle is verkeerd, stop het. Jy weet, die meeste besighede se eerste reaksie op enige iets is, ons eerste verantwoordelikheid is teenoor die beleggers. Dit maak dit moeilik. En dis hoekom my hartjie so bly is, dat ek in daai paar jaar terug besluit het, met die uitsondering van 'n paar klein dingetjies, gaan ons probeer om so min as moontlik van mediese sorg, nie mediese sorg nie, ek ook, chemiese sorg gebruik te maak. Ek is 'n groot aanhanger van 'n dokter. As iets verkeerd gaan, daar's 'n spyker in my kop, my been word raak gery, wat ook al gebeur, wil ek die beste dokter hê wat dit my moet regmaak. As ek nie lekker voel nie, is die laaste opsie wat ek wil hê, 'n pil uit die mediese wêreld uit. En jy kan miskien sê, hierdie is nie 'n Christelike oordeel nie, liewe vriende, net dat jy weet, hierdie is 'n persoonlike ding van my, persoonlike oortuiging van my. In my kop moet daai chemiese goede die heel laaste opsie omtrent wees, omdat dit net die simptoom hanteer. Ek het nie net noodwendig gedink van, is medisyne is gemors nie, is nie noodwendig gemors nie. Ek dink as ook 'n groot klomp gemors op die rug van geld maak, maar dit behoort in my kop die laaste opsie te wees, want dit spreek bloot 'n simptoom aan, en dit kan die simptoom beter maak. En as die ander goed nie wil werk nie, dan kry jy 'n pilletjie of poeiertjie of salfie, wat dit ook al mag wees. Dank die Here, daar's 'n paar goed voor dit, voor jy daar kom.
En 'n paar dinge wat ek vir jou wil noem, en van dit mag dalk vir jou snaaks wees, en dan hoop ek jy kom luister weer, want dit is 'n groot deel van ons bediening op 'n manier, is, wat maak mense siek? Dis nie net, weer eens as 'n eie met 'n pil in die kop skiet, is daar 'n baie redelike, duidelike oorsaak van wat die pyn in jou kop veroorsaak. Maar baie siektes het te doen met leefstyl en 'n baie groot komponent van siekte het ook te doen met emosionele en geestelike goede, probleme. En jy moet die hele storie, al drie hierdie velde van liggaam, siel en gees gesond hê, om regtig gesond te wees. Dis hoekom 'n chemiese pilletjie so 'n klein gedeelte daarvan is. En in my persoonlike opinie weer, as jy 'n pilletjie kan kry wat nie chemies is nie, soveel te beter. Nou ek weet in die ou dae, ek was self van so 'n opinie van, kom ons doen met 'n natuurlike goed, als is nie noodwendig natuurlik nie, als is nie noodwendig alternatief in die boksies wat mense dit ken nie, daar's bloot goede wat net nie die chemiese goed van die dokter nou is nie. En CDS val vir my op 'n manier in daai groep van, ek weet nie wat om dit te noem nie, dis niet. Dis niet, en dit is baie oulik oor die manier hoe dit werk, wat ek ook nie vreeslik oor gaan praat, dink ek nou nie, vandag nie. Maar uit die aard van hoe die middel werk, doen dit ongelooflik baie goed. So wat ek vir jou wil sê, as 'n skaamtelose advertensie aan 'n ding wat ek self by geld maak, is as jy gaan kyk na die webwerf by huwelied.co.za, is daar baie inligting om CDS, en die rede hoekom ek dit van nou noem is, as jy een van die persone is wat sê, ek hou van selfsorg op mediese manier, as daar een ding is wat soveel verskillende dinge kan aanspreek in jou lewe, wat uit die liggaamlike gedeelte van gesondheid, die meeste dinge kan aanspreek met een middel, dan is dit. Die deel van die probleem van die chemiese middels is, per definisie en wetlik, as jy 'n chemiese middel ontwikkel, medisyne ontwikkel, dan moet dit een ding spesifiek kan aanspreek, en nie ander goede nie, sodat jy kan sê, hierdie is 'n bloeddrukpil, dit bring jy bloeddruk af met soveel %. Fantasties. Dis wat dit doen, dis wat die wet sê, en dis hoe jy dit, en jy kan dit ook nie vir ander goede voorskryf dan nie, tensy jy baie dapper dokter is. Wat ek hou van natuurlike dinge, kom ons dink aan iets soos, eenvoudige voorbeeld, visolie. Visolie is nie medisyne nie. Jy kan dit in 'n pilletjie gaan koop in groot mate as jy nie genoeg vis eet nie. En visolie bring nie jou bloeddruk noodwendig soveel af soos 'n bloeddrukpil nie. Maar dis nie 'n bloeddrukpil nie. Dis 'n natuurlike ding wat jou hele lyf op maniere beïnvloed wat maak dat onder andere jou bloeddruk ook afkom. Miskien nie so dramaties nie, maar dit bring jou bloeddruk ook af, want dit het 'n klomp gesondheidsvoordele in jou lyf wat daai tot gevolg het. En ek is 'n groter aanhanger van die natuurlike goed. En baie natuurlike goed werk so. En CDS op 'n manier is iets soos dit, dis net nog wyer as dit. Dit spreek soveel goede aan uit die aard van dit wat dit doen. En in 'n volgende gesprekkie sal ek jou dalk vertel van die twee van bene in my kop waarop het staan, en hoekom dit soveel dinge aanspreek, van die ingrypende goed wil ek amper sê, van kanker en vigs en sulke dinge, tot eenvoudige goed, soos verkoue en griepe en sulke dinge. En ek wil net vir jou sê, het gaan alles 100% gesond maak nie, maar dit maak meer gesond as enigiets wat ek in my lewe tegengekom het, en ons is al vir baie jare betrokke in sulke tipe van alternatiewe soek na dinge wat jou kan help. So, gaan loer gerus op die webwerf as jy belangstel in die tipe van dinge, en dis die einde van daai storie. Waarmee ek vandag wil eindig, is die storie van, ons sit hierso, en of jy nou praat van gesondheid, wat op die stadium 'n baie erge ding is vir baie mense. Julle, daar's baie siek mense. En oor redes wat ons nie vandag oor gaan praat nie, dink ek dit is meer as wat dit voorheen was, omdat 'n bietjie aangehelp is. Maar ons moet vasbyt in al hierdie goede. Ons moet vasbyt en nie moedeloos raak nie. Jy kan ook moeg raak, maar jy moet nie moedeloos raak nie. Want, en hier is die want hoekom nie. Ek gaan vir jou 'n stuk Bybel lees. Laat ons nie kan stry daaroor nie.
En dan ook persoonlik glo ek dat die profetiese bediening is nie net moontlik vandag nie. Ek dink dit is baie belangrik. Ek dink is deel van die liggaam van Christus wat ons nie kan of moet miskyk of ontken nie. Ek weet daar is probleme met profesie. Daar is probleme met alles op aarde. En ek dink nie omdat mense dit kan en wel misbruik of net, ek wil amper sê daarmee oefen en verkeerd is daarmee, moet dit nie na gekyk word nie, of na geluister word nie. Kan jy dink, die profete wat Jesus se koms voorspel het, nie 'n maand voor die tyd, toe sê mense, jy is 'n vals profeet nie 'n jaar voor die tyd, toe sê hulle is 'n vals profeet nie 10 jaar nie, duisende jare voor die tyd voorspel het, van Messias wat gaan kom. En as mense hulle moes in daai oomblik geoordeel het, of die eeu daarna, of die eeu daarna, of die eeu daarna, so mense kon gesê het, vals profete. Dit het 'n rukkie gevat vir die profesie om te kom. So dat jy kan nie net kyk na die tydperk van, iemand het gesê en dit het nie gebeur nie, so nee. Jy dan bietjie meer omslagtig daarmee omgegaan word. Maar, is 'n baie lang ding om te sê. Ek wil vir jou ook 'n profesie voorhou. En ek gaan dit ook vir jou op die webwerf sit, sodat jy dit kan lees, maar ek wil dit vir jou hierso lees ook. Laat ek net gou die storie hierso kry. Waar het ek die profesie gesit? Hier is hy. Ek plaas redelik min. Ek sien myself nie as 'n profeet nie. Ek sien myself nie as iemand met die profetiese bediening, die gawe van dit nie. Dit gebeur wel nou en dan, dat ek al 'n woord van profesie gehad het, paar keer in my lewe, van 50 jaar, of waar trek ek ook nou al. Nee, is 'n bietjie verder. Maar in elk geval, punt is, in die 40 jaar wat ek 'n Christen is, het ek al 'n paar keer profesie gehad, wat tot voordeel was, dink ek, van die mense en die instansies aan wie ek het gegee het, of gaan vertel het. En daai is baie meer afveld, en daar is ongelooflik baie profesie. Ek weet nie van meer profesie is, ek dink dit is baie dinge in die lewe. Daar is meer toegang op die internet tot goede. in die ou dae sou jy net nie geweet het van 'n profesie wat in Amerika gebeur het, of in Thailand, of eers in Babsfontein nie, want jy bly nie in Babsfontein nie. Maar hierdie een het oor my pad gekom, en ek het net, dis 'n ding van, wat ek glo van wat vir ons land waar is, en gaan waar word, persoonlike oortuigings, julle, is wat hierdie is, en oor daai rede wil ek hierdie vir jou voorhou, wat het geresoneer met my, en so saam met die stuk Bybel wat ek vir jou wil lees op die einde, wil ek ook vir jou hierdie hou en sê, daar's altyd hoop. En as mense my sê, want die helfte van die mense sê, maar die kerk gaan triomfantlik wees op die einde, en die ander helfte gaan sê, man, die Bybel sê, alles gaan mekaar val. Wat een is waar? Altwee is gelyktydig waar. Die kerk kan triomfantlik wees in die chaos van die wêreld. En ek dink in 'n groot mate is dit wat ons nou sien gebeur, dis hoekom goed wat vrot is in die kerk uitkom. Dit val in mekaar, maar die kerk word skoner. En ek dink dit gaan waar wees vir die hele aarde. So hierdie woord, het oor my pad gekom net van 'n persoon met die naam van Ilse Benson, wat van Suid-Afrika afkomstig is nie, maar nie meer hier bly nie. Sy bly nou in Amerika. En ek gaan vir jou net lees hierso, dis in Engels geskryf. En hierso is wat dit sê. Recently the Lord awakened my spirit to a shift happening in South Africa, my country of birth. In the Spirit, the Lord showed me what was taking place in the land. As I looked towards Cape Town, the mountain called Lion's Head and Signal Hill, historically called Lion's Rump, showed the form of a lion asleep in front of Table Mountain. Suddenly, the lion started stirring and awakened to a sound in the land. It was the sound of fervent prayer, repentance, and prophetic declarations. The lion slowly arose, standing high and mighty, facing towards Table Mountain. The next moment, he let out a tremendous roar. The earth shook and principalities fell with a frequency that was released. The altar of Table Mountain cracked, and the fissure spread all the way up through the continent of Africa in a northern direction.
I believe the fissure symbolized the destruction of a national demonic altar and the end of the powers that service this altar, leading to the destruction of many demonic altars all throughout the nation and continent. Your days of being powerless are coming to an end. A mighty shift in power will take place and kingdom power will be restored to you. As I prayed into the revelation, I heard the voice of God speaking the following. And the enemy has called for fire upon the altar. In a mockery, he has displayed fire upon your iconic Table Mountain, always the counterfeit. He has attempted to demonstrate power and victory over the nation. But I say to you, behold, the spirit of Elijah is at your door. Get ready for a showdown between the prophets of Baal, the witches of the land, the principalities in the air, and my glorious power. I will yet again release a fresh mantle of Elijah upon your land, to restore back and ignite dunamis power to my people, and to awaken an era of signs, wonders, and miracles. Yes, even as I fashioned a special breed of prophets from the lions of this nation and sent them across the world as seed, now comes a time to harvest a new creative prophetic power through a new wave of prophets. They will release a sound that will break the yoke from a nation. They will resound across the earth as deliverers and miracle workers. For as my prophets release their sound, and as the mantle of Elijah strikes the ground, the lion will awaken and arise in the land. The lion will roar a sound of deliverance and justice, and watch, for the devil's peak will crumble. Yes, the peak of rain that the enemy has relished in will topple as a sign of a power change in the land and the heavens above the land. I will cut the cords with China. I will cause the ties that were formed out of rebellion to be severed when a generation of deliverers take the helm of your nation. For surely I have set in place and I have set in motion my chosen ones, the ones who were called to bring a shift and a change. See, there is one who will rise, who will deliver a nation out of the Babylonian system. He will not stand alone, but a woman will be by his side, and her voice will reverberate across the land, changing the landscape and breaking the shackles of slavery from a generation. Blindness and deception will be broken off a nation. Humility will usher in a new dawn. South Africa, as you yield to my power, from your southern gate will gush forth a river of awakening and reformation, spanning the continent of Africa from the south to the northern and rippling out to the nations, to the west and the east. Your Cape of Good Hope will release the sound of a new hope, of deliverance and miraculous power to the ends of the earth. Hierdie was my so goed vir my hartjie julle, want dis deel van wat ek regtig gaan glo, profeties is wat gaan kom. En dit is hoekom ek vashou aan die hooplik plan A vir ons land. Want ek is okay met 'n plan B, van kom ons breek op in stukkies en elke ou is baas oor sy eie kultuur, eie mense, wat ook al jy dit wil noem. Maar ek kan net dink dat as hierdie hele land, nou ek probeer ek nie nooit, as mense sê die land moet by God uitkom, dat ek is nie naïef genoeg om te dink elke liewe mens moet gaan tot bekering kom nie. Ek is oortuig dat as almal wat die naam van Christen op sy lippe het, dit in praktyk doen, en nie net die gemors raak sien en daaroor kommentaar lewer nie, maar ook die positiewe spreek en bid, en hierdie profetiese uitsprake maak oor die goeie wat God wil, dan dink ek, kan dit anders te lyk. En dis hoekom ek glo in hierdie.
en ek moet goed is my hart nie opgee nie. As mense sê die einde is hier is ons in die eindtyd, hier is die tekens, dan sê ek absoluut. Maar wat beteken die eindtyd vir jou? En in my kop het ek enig besef, om te sê dis die einde is, wat se einde praat jy van? Einde van wat? Want as ons praat van die heel einde van Satan word in die put van vuur gegooi en ons is in die vir ewigheid in saam met Christus, is ons nog op die minste 1000 jaar weg. Want vanaf die eindtyd gebeure begin, moet dan nog iewers 1000 jaar vrederyk wees. En eers dan is die finale goed. En eers dan. So ons is nog 'n entjie van daar af. Is ons nou in die tyd waar die eindtyd goed gebeur? Absoluut. Maar dit beteken nie gooi hande in die lug nie. En ek meen, Paulus moes daai tyd al vir die mense sê, ja, Jesus kom terug. Maar nie nou ophou nie. Byt vas. Jy moet vas met tot die einde toe om die prys te kry. Dit is nog steeds dieselfde boodskap. Mense verwag nog steeds, Jesus kom nou terug, en hy mag enige tyd terugkom. Enige tyd. Tot dan, nie net byt vas, en hoop vir die beste, nie. Tot dan, skep moed. Hier is wat ek vir jou wil lees, uit die Bybel uit. Want jy kan sê, profesie, wat ook al. Ek wil vir jou graag 'n stukkie lees uit dis die 2020 vertaling. En dis Psalm, ek het dit in dieselfde tyd wat ek die profesie gekry het, Psalm 65, 66 en Jesaja 40, so dieselfde ding van, kyk na God, soos in die natuur, kyk na God, kyk na wat hy doen, kyk na wat hy goed in stand hou, kyk, Jesaja beskryf het so van, en wie het vir hom die wysheid gegee? Wie het vir hom die mag gegee, by wie hy gaan die beter raad kry oor hoe om alles te doen? God is so groot, julle, en so soewerein en groot bo alles. Maar nie op 'n poppenmeester manier natuurlik nie. En dis hoekom ons 'n aandeel het in hierdie storie. Ek glo God is soewerein en in beheer, maar nie op die toukie trek manier nie. Dis hoekom dit belangrik is dat ons as sy liggaam is. En as jy net dink aan die praktiese ding van, as ons op 'n fisiese manier, wil ek amper sê, die liggaam van Christus sou wees, is jy die hand, is die voet, is jy die mond, is jy die oë, wat is jy in die liggaam? Jy moet iets doen nie, want ons is die liggaam van Christus. Dis nie net 'n prentjie van eenheid nie, dis 'n prentjie van ons moet funksioneer en doen soos wat 'n liggaam sou doen, asof dit Jesus is wat dit doen. So ek gaan net vir jou so 'n stukkie lees van Psalm 65, die einde, want dis wat ek oor ons land wil saam met jou vandag uitspreek, dat hierdie sal waar wees vir Suid-Afrika. En as jy nou begin sukkel weer, gaan doen wat die Bybel sê, gaan kyk buite, gaan staan vanaand buite. En dan kyk jy na die sterre. Ek het hierdie ding van die oggend as ek opstaan, gewoonlik gaan gee ek my hoendertjies kos, en as ek na die hoenderhok toe loop, kan ek die son sien opkom. En net die ding van daai stukkie natuur, en die dinge, en die hoenders, en die stuk natuur wat ek mee te doen kan in daai oomblik, is my altyd 'n terugruk na God toe. En die grootheid van as jy in die sterre opkyk, en die grootheid van die heelal sien, en besef wie God is. Daarom te dink, hy staan met sy hande en sy hare oor ons land, is kranksinnig. Ek het nie vir jou antwoorde oor hoekom als nie. Ek het net vir jou 'n ding van, ons kan nie opgee met so God in die prentjie nie, en die doel van hierdie Psalms en Jesaja, is dat jy kan sien, kyk hierso, jy kan nie opgee nie. As jy opgee, dan kyk jy daai God mis. Psalm 65 vers 10. U het na die land omgesien, dit deurdrenk, dit besonder verryk. God se lyfoor is vol water. U sorg vir hulle koring, want so berei u die grond voor. U maak die voore nat, die ploegbanke gelyk, met reënbuie maak u die aarde sag. U seën dit wat daar opkom. U kroon u goeie jaar. U spore drup van vettigheid. Die weivelde van die woestyn drup, die heuwels omgord hulle met 'n gejuig.
Die weivelde klee hulle met kleinvee, die valleie tooi hulle met graan. Hulle roep uit van vreugde, ja, hulle sing. Here, ons vra vandag dat hierdie sal waar wees vir ons land. Ons verklaar dit oor ons land, dat U goeie op elke manier ons land sal oorvat. U geregtigheid in al die ongeregtigheid, U lig in al die duisternis. En U goedheid oor die aarde en die mense van hierdie aarde. Ons seën Suid-Afrika. In Jesus se naam. Liewe vriende, dis vandag se storie. Ek sien vir jou volgende ronde. 'n heerlike geseënde dag. Huwelied Huis se reeks natuurlike vloeibare seep sal jou vel, jou hare, jou hande en sommer al jou sintuie aangenaam verras, sommer jou beursie ook. Die lyfreeks word uit luukse, bevochtigende olyf en klapperolie verseep met slegs natuurlike ekstra bestanddele. Die wasgoedseep is hard op vlekke, sag op die natuur. Bederf jouself. Besigtig die volledige reeks en bestel by huwelied.co.za. Goed vir jou vel, goed vir die natuur. Luister nou na Radio Nuwe Lied, jou Christelike lewenswyse radiostasie. Klets, kuier, luister en leer in Afrikaans.